Voordat ons dieper delf in die woord van God, gaan ons gou vinnig kyk hoe lyk 'n fisiese fondasie. En begin met 'n vraag: waar dink jy begin bou 'n mens? En soos ek het nou eintlik die antwoord al reeds gegee. Dit is, ons begin by 'n fondasie te bou. Die betekenis van die woord fondasie is as volg: 'n fondasie is 'n raamwerk of struktuur wat gebou word ter ondersteuning van. As ons gaan kyk na 'n goeie fondasie. 'n Goeie fondasie word bepaal deur die manier hoe die fondasie gelê is, die grond waarop die fondasie gelê is en die kwaliteit van die boumateriaal. Dit is so baie belangrik. Net so is dit belangrik vir my en jou om op 'n geestelike vlak 'n sterk goeie fondasie te lê wat ons geestelike lewe en geestelike groei aandryf. Indien ons fondasie op wêreldse dinge en maniere van doen bou, is die raamwerk van ons fondasie nie in God se wil nie. Die fondasie van 'n huis vertel hoe groot die huis kan word. Weet jy dat 'n groot huis nie op 'n klein of foutiewe fondasie gebou kan word nie? Dit sal elke keer in duie stort. Dieselfde geld vir ons lewens. Jy kan nie word wat God wil hê dat jy moet wees, gebou op 'n foutiewe grondslag nie. Deur op die woord van God as basis te gebruik, word 'n goeie, groot, sterk fondasie gelê, waarop God sy tempel kan herbou. Daar's 'n aanhaling wat ek eendag gelees het, wat so sin maak. Jy sal nie altyd sy woord verstaan nie, en jy sal miskien nie altyd daarvan hou nie, maar dit is die enigste ding wat stabiel genoeg is om op voor te bou in ons lewens. Om 'n goeie goddelike fondasie te bou, is daar 3 gedeeltes waarna ons kan kyk. Daar is soveel meer, maar in hierdie episode gaan ons kyk na 3 spesifieke dele. Een van hulle is die woord van God. Dit is so belangrik om hierdie as deel van ons fondasie te hê, want as ons lewe op die woord van God gebou is, sal ons sterk bly staan. Johannes 1 vers 1 en 2 sê die volgende, as jy kan kyk op die skerm. Die vleeswording van die woord. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Dit is so 'n belangrike woord, en om te sê, die woord was by God, en die woord was God. So wanneer ons fondasie op die woord van God bou, dan bou ons eintlik ons fondasie op God, op die woord. Dit is absoluut so wonderlik, want God is alles. God is die rots waarop ons staan. God is liefde. God is die anker. En as ons gaan dieper delf in die woord later aan in verdere episodes, gaan ons dan kan sien wie God werklik is, wie Jesus is, wie die Heilige Gees is. En net om daai woord persoonlik te maak in ons eie lewe, is om te weet, ek bou my lewe op God. Is dit nie wonderlik, net om dit te kan sê en aanskou nie? Dan is daar ook 'n gedeelte in 1 Johannes 1, die woord het in die vlees verskyn. In vers 1, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. So die woord is die lewe. En wie is ook die lewe? Jesus. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Deur te gaan na die volgende gedeelte toe, gaan ons kyk na die wil van God. Die wil van God is as ons na die skrifgedeelte gaan kyk, van Romeine 12 vers 1 tot 21. Die hoofopskrif in die 1983 Afrikaanse vertaling, staan daar toewyding aan God, ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes.
Ek gaan net 'n gedeelte lees van vers 1 tot en met 8. Jy kan dit hierso op die skerm ook volg. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie, so is ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is dit profesie na die maat van die geloof, of bediening in die werk van die bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Dit is sulke belangrike gedeeltes en dit wys vir ons dat hierdie dinge is God se wil, want ons sal altyd God se wil in sy woord vind. As ons verder gaan kyk vanaf vers 9 tot 21, is die hoofopskrif in die 1983 vertaling, liefde, vurigheid, nederigheid en weldadigheid. Dis alles dinge wat in die wil van God is. Vers 9, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is. Hang die goeie aan, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een met die ander voortgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eierwys wees nie. Vergeld nie man kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. Vers 18, as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met elke mens. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe. As ek aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As julle vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Hierdie is 'n absolute uiteensetting van God se wil vir ons lewe. En as ons hierdie woord neem en dit deel van ons fondasie maak, kan ons nie anders as om 'n sterk fondasie te hê nie. Nou gaan ons kyk na die laaste punt. Die laaste punt wat ons in hierdie episode gaan bespreek wat die goddelike fondasie aanbetref is om in die vrees van God te leef, om in die vrees van die Here te leef. In hierdie gedeelte kyk ons na Spreuke 8 vers 13. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek. Ek sê altyd, die lewe gebeur met ons almal. Niemand is immuun daarteen nie, ons kan nie sê dit gaan nooit met ons gebeur nie, want terwyl ons hier op aarde is ons nog altyd in die wêreld. Ons is nie van die wêreld nie, maar ons is in die wêreld. So wat kan gebeur? Hierdie lewe wat met ons gebeur kan veroorsaak dat daar krake in my en jou fondasie ontstaan. 'n Paar dinge wat ons kan kyk na wat hierdie krake is soos byvoorbeeld onvergewensgesindheid, bitterheid en woede, haat. Hierdie haat sluit selfhaat en haat teenoor ander in. En natuurlik
slegte houdings, tipe attitude probleem as jy dit so kan stel. En 'n slegte houding, jy kan kyk na trots, na hoogmoed, na ondankbaarheid, na selfbejammering. En as ons na hierdie punte gaan kyk en ons vat dit deur na die woord van God toe, is dit so belangrik dat die woord van God, dat dit wat God sê in sy woord, die waarheid, hierdie krake in ons fondasie herstel. Onvergewensgesindheid, ons gaan kyk na Matteus 18 vers 21 en 22, bitterheid en woede, Efesiërs 4 vers 31 en 32, en so kan ons aangaan. Daar is soveel gedeeltes in die woord van God wat ons kan uithaal om hierdie krake in ons fondasie te herstel. Maar ons moet bereid wees om God se woord deel te maak van ons goddelike fondasie. Om 'n goeie sterk fondasie te bou, moet die materiaal wat die raamwerk verswak, verwyder word. Om so 'n goeie ondersteuningsstelsel, raamwerk of struktuur te wees vir die huis wat daarop gebou word. Die slegte materiaal moet nie net verwyder word nie, dit moet vervang word met goeie materiaal. Okay, om te kyk na om die slegte materiaal uit ons fondasie uit te verwyder, gaan ons nie fokus op die fisiese slegte materiaal nie, maar ons moet fokus op die goeie wat dit wegneem. As ek byvoorbeeld of jy 'n uitdaging het met onvergewensgesindheid, bitterheid en woede, is dit so belangrik om volgens die woord van God, soos wat Matteus 18 vers 21 en 22 sê, moet ons vryspreek, ons moet vergewe, maar ons moet in hierdie proses ook nie vergeet dat ons onsself ook moet vergewe nie. Dit is baie belangrik, want dit kan 'n houvas hê as ons nie onsself vergewe nie. As ons kyk na 'n slegte houding of 'n slegte attitude, die beste manier om van dit ontslae te raak, is om 'n attitude of gratitude, dankbaarheid te kry. Ek het onlangs in 'n oggendgebed, het ek vir die Here gevra, help ons om 'n leefstyl van dankbaarheid te kweek. Dat ons altyd so dankbaar sal wees, dat daar nie 'n kans sal wees vir 'n slegte houding in ons lewe nie, want jy kan nie dankbaar wees en 'n slegte houding nie op dieselfde tyd hê. Jy kan dit gerus probeer, laat weet my of jy dit gedoen kry. Ek het dit probeer, dit werk nie. En dan gaan ons kyk na trots en hoogmoed. Die antwoord om ontslae te raak van trots en hoogmoed is om jouself te verneder voor die Here, om nederig te wees, om nederig te raak, om ander mense voor jouself te stel, nie altyd net aan jouself te dink nie. Humble yourself before the Lord, en hy sal jou op die regte tyd verhoog. Selfbejammering, hierdie is een waarmee ek baie goed was jare terug. Let go of the victim mentality. Dit is so belangrik om volgens Romeine 12 ons die vernuwing van ons gedagtes en gemoed, om vir die Here toestemming te gee om ons gedagtes en ons gemoed te vernuwe. Die Here gaan nie, ek sê altyd, hy's 'n gentleman. Hy sal hom nooit self op jou afdwing nie. Hy wag vir toestemming. En hy vra dat ons onsself as heilige offers moet stel, soos wat Romeine 12 vers 1 vir ons sê. Tot die volgende keer, kind van God, ons sien uit om weer saam te kuier, en ek bid God se goedheid en guns oor ieder en elk se lewe. En onthou altyd, jy kan, want Jesus sê.